Ok, ons gaan deur die oefentoets werk. So vraag 1 sê, skryf die korrekte antwoord in die kolom voorsien. So dit is baie belangrik dat jy nog steeds jou antwoord in die antwoordkolom skryf. Ok, 1.1 sê bereken 12 maal 6 plus 21 gedeeld deur 3 minus 15. Hierso is dit nog steeds verskriklik belangrik om BODMAS te onthou, want ons moet maal en deel doen voor ons by plus en minus kan uitkom. So 12 maal 6 is 72, plus 21 gedeeld deur 3 is 7, minus 15, 72 plus 7 is 79, minus 15, en dit is 64. So baie belangrik om nog steeds jou antwoord in die kolom te skryf. Dis waar ek gaan werk. 1.2, die waarde van 5 in 42,754 is, waarde, soek hulle die getal, as hulle gevra het vir plekwoorde, sou hulle die woord gesoek het. So die 5 is agter die komma, dit is deel van die desimaal. So dit is belangrik om te onthou, die eerste plek in die desimaal is uit 'n tiende uit, die tweede plek is op 'n 100ste, en die derde plek is op 'n 1000ste. So die 5 is in die tweede plek, wat beteken dit is 5 op 100. 1.3, wat is die getal aangedui deur P op die liniaal? So nou moet ons eers kyk wat is die intervalle, so is 2,1 en 2,2. Daar is 1, 2, 3, 4, 5 spasies. Wat beteken dat ons in 2's gaan tel, so 2,12, 2,14, 2,16, 2,18 en dan gaan hy by 2,2 uitkom. So P wys na 2,14. 1.4, die vierkantsgetalle kleiner as 10. So watter vierkantsgetalle se antwoorde is kleiner as 10 en dit is 1, 4 en 9. Die vierkantswortel van 64 is 8. Indien 2025 deur 10 gedeel word, is die res, so dit wat oorbly. Dit is baie belangrik om te onthou dat enigiets wat deur 'n 0 eindig deur 10 gedeel kan word. So as dit 2020 is, dan gaan hy baie mooi deel, maar die 5 kan nie deur 10 gedeel word nie, so die res is 5. As y plus 11 gelyk is aan negatief 11, so y plus 11 is gelyk aan negatief 11, dan is y, so ons soek y op sy eie, so y is gelyk aan negatief 11, dus daarheen ons het nog niks aan hom verander nie. Hierdie een bring ons oor, want ons soek y op sy eie, maar dit beteken sy simbool gaan verander. Dit beteken dat y gelyk is aan negatief 22. Dan 1.8, stap 1 het 6 sye. Hoeveel sye sal daar aan die buitekant, baie belangrik, in stap 15 wees? So stap 1 het 6, stap 2 het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aan die buitekant. En stap 3 het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 aan die buitekant. So die verskil tussen die is 4. Nou om stap 15 sin te kry, gaan ons die reël moet uitwerk. So ons reël is jou term, of jou stap, selfde ding, maal met die verskil, so 1 maal met 4 is 4, so ons het n maal 4, so is die term maal met die verskil, en dan moet ons kyk, wat gaan ons doen om by hierdie getal uit te kom? So 1 maal 4 is 4, plus 2 gaan ons tot by 6 kry, maar ons toets dit altyd. 2 maal met 4 is 8, plus 2 is 10, so hy werk so ver. 3 maal met 4 is 12, plus 2 is 12. So ons reël is n maal 4 plus 2. So om term 15 te kry, is dit 15 maal 4, want die n is die term wat ons soek, so dis 15 plus 2, 15 maal 4 is 60, plus 2, so die antwoord is 62. Hy het al 2 punte, so jy sou 'n punt gekry het waar jy die 15 in vervang, en 'n punt vir jou antwoord. Ok, vraag 2, sê bereken die volgende, 7342, maal met 534, 4 maal 2 is 8, 4 maal 4 is 16, ons skryf die 6 en ons draai die 1, 4 maal 3 is 12, plus 1 is 13,
4 maal 7 is 28, plus 1 is 29, en ons kan nie die 2 iewers heen dra nie. Dan gaan ons oor na die 3 toe, so ons moet 'n 0 bysit. 3 maal 2 is 6, 3 maal 4 is 12, so ons skryf die 2 en ons dra die 1. 3 maal 3 is 9, plus 1 is 10, so ons skryf die 0 en ons dra die 1. 3 maal 7 is 21, plus 1 is 22. Dan gaan ons oor na die 5 toe, so ons moet 2 en hulle bysit. 5 maal 2 is 10, so ons skryf die 0 en ons dra die 1. 5 maal 4 is 20, plus 1 is 21, so ons skryf die 1 en ons dra die 2. 5 maal 3 is 15, plus 2 is 17, so ons skryf die 7 en ons dra die 1. 5 maal 7 is 35, plus 1 is 36. En nou tel ons alles by mekaar. 8, 12, 6, 10, 12, 9, 3. Oké, 2.2, meneer Nisi betaal R75 vir 'n boek, waarna hy die prys met 20% verhoog om 'n wins te toon. So hy sit 'n 20% winsgrens by. Hy verkoop dit dan kontant teen 4% afslag. Bereken die verkoopsprys. So eers moet ons die eerste verkoopsprys bereken, waar die 20% bygesit het. So ons moet uitwerk 20% van R75. So dit is 20 op 100, die persentasie is altyd op 100, maal 75 op 1, 20 maal 75 is 1500, as jy onseker is, kan jy hom altyd langs die kant uitwerk, 100 maal 1 is 100, en hierdie nulle kanselleer mekaar uit, so dis 15, dis nie waarvoor hy hom verkoop, dis net die wins wat hy bysit, so nou moet ons eers uitwerk, R75 plus 15 is gelyk aan R90, so dis die oorspronklike verkoopsprys. Maar hy verkoop dit teen 'n 4% afslag, so nou moet ons die afslag uitwerk, 4% van R90. So dis 4 op 100, maal met 90 op 1, 4 maal met 90 is 360, 100 op 1 is 100, daai twee nulle kanselleer mekaar uit, hierdie 0 kan nie uitkanselleer nie, so ons weet as ons 'n 10 onder het, beteken dit ons kan een plek skuif in 'n desimaal insit, so dis 3,6. So dis die afslag wat hy gee, maar dis nie waarvoor hy hom verkoop het nie, hy het hom nie vir R3,60 verkoop nie, so R90 minus 3,6, dis die afslag wat hy gegee het, dan kan jy hom langs die kant doen, ons gaan 'n desimaal by die 90 moet bysit, want die 3,6 het 'n desimaal, ons kan nie 0 minus 6 nie, so ons gaan leen, en dan leen ons weer, 10 minus 6 is 4, as ons minus, bly desimaal op dieselfde plek, 9 minus 3 is 6, 8 minus niks is 8, so hy die boek op die ou end verkoop, vir R86,40. Dan vraag 2.3, bereken die persentasie verhoging indien die dieselprys gestyg het van R20 per liter na R23 per liter. So eers werk ons die verskil uit, R23 minus R20. So dit was 'n R3 verskil. Nou moet ons die persentasie verhoging uitwerk en dit word op die oorspronklike prys gesit, die R20 wat dit in die begin gekos het. So dis 3 op 20, die persentasie, so maal met 100 op 1, wat beteken ons het 300 op 20, daai twee nulle kanselleer uit, dan onthou, 'n breek beteken dieselfde as maal, so 30 gedeel deur 2 is 15%, so dis 'n 15% verhoging. Okay, vraag 2.4, 3/5 plus 1/7. Nou onthou, as ons breuke by mekaar wil tel, wat die onderste getalle verskil, ons moet eers 'n gemeene noemer kry, so tussen 5 en 7 is dit 30, so ons moet 5 met 7 maal, om by 30 uit te kom, en wat ook al ons onder doen, moet ons bo ook doen,
En die 7 moet ons met 5 maal om by 35 te kom. So dit beteken ons het 3 maal 7 is 21 op 35 plus 1 maal 5 is 5 op 35. En nou is ons nommers dieselfde, so ons kan dit bo plus, wat beteken ons het 26 op 35 en hy kan nie verder vereenvoudig word nie. Dan vraag 3.1 bereken 12 tot die mag 0. Dis een van die reëls wat jy moet ken. Enigiets tot die mag 0 is altyd 1. 3.2 lyk chaoties, maar dit is nog steeds belangrik om BODMAS te onthou, want ons het 'n maal, ons het minusse en ons het hakkies, wat belangrik is, want dit moet eers gedoen word. So bo het ons 50 minus 5 maal die vierkantswortel van 4 is 2. Op, dan doen ons die hakkies eerste, die derde magswortel van 125 is 5 minus 3 kwadraat, so bo het ons 40 minus 5 maal met 2 is 10, onder het ons 5 minus 3 is 2 kwadraat, so ons het 30 op 4. Albei van hulle kan deur 2 gedeel word, so dit beteken ons het 15 op 2, dit kan nie verder vereenvoudig word nie, so ons maak het 'n onegte breek, wat 7,5 is. 3.3 John is 'n sakeman wat jeans vervaardig en verkoop. Hy moet 5 nuwe jeans vervaardig en gebruik 2.5 meter vir elke jean. Daar is slegs 8,3 meter van die materiaal oor op die rol. Bereken hoeveel meer materiaal hy nodig het. So eers gaan ons uitwerk hoeveel het hy in totaal nodig. So hy wil 5 denims maak en hy gebruik 2,5 meter per denim. So 2,5 maal, ons gaan 'n desimaal moet bysit, want die boonste een het 'n desimaal. 0 maal met 5 is 0, 0 maal met 2 is 2, ons sit 'n 0 by, want ons gaan oor na die volgende een toe. 5 maal met 5 is 25, so ons skryf 5 en ons dra 2, 5 maal 2 is 10, plus 2 is 12. Nou onthou, as ons desimale maal, en jy het 'n 1 desimaal maal 'n 1 desimaal, beteken dat jou antwoord moet 2 desimale wees. So 1, 2, ons moet hulle eers plus, maar dit bly dieselfde. So ons antwoord moet 2 desimale plekke wees, wat beteken hy het 12,5 meter nodig. Maar hy het 8,3, so ons wil kyk hoeveel meer het hy nodig. So 12,5 minus 8,3. En as jy hom hier so uitwerk, sit 'n 0 by, sodat die desimale dieselfde is. 5 minus 3 is 2, ons kan nie 2 minus 8 nie, 12 minus 8 is 4. Met as ons minus bly die desimaal op dieselfde plek, so hy het nog 4,2 meter nodig om sy denims te kan maak. Ok, vraag 3.4. Lebo spaar geld oor 'n periode van 3 maande. In maand 1 spaar sy R145,85, maand 2 R118,50 en maand 3 R350,75. Sy wil 'n Bluetooth luidspreker koop wat R750 kos. Het sy genoeg geld vir die Bluetooth luidspreker? Wys jou berekeninge vir 'n ja of 'n nee. So eers gaan ons met uitwerk hoeveel geld het sy nou al in totaal gespaar. So dis R145,85 plus R118,50 plus R350,75. So stel die eerste twee by mekaar. Plus 0 is 5, 8 plus 5 is 13, so ons plus bly die desimaal op dieselfde plek, 6 plus 8 is 14, nou is 6 en nou is 2, dan vat ons hom en ons plus die volgende een, plus 5 is 10,
11, desimaal bly op dieselfde plek, 11 en 6. So sy het R615 en 10 sent gespaar. Belangrik, wys jou berekeninge vir ja of nee. So nee, sy het nie genoeg geld nie. Indien nie, hoeveel meer geld benodig sy? So die luidspreker kos R750 en sy het R615 en 10 sent al gespaar. 750 0 minus 0 is 0. Hier gaan ons met leen. Dan word hy 10 en dan leen ons weer. 10 minus 1 is 9. 9 minus 5 is 4. 4 minus 1 is 3. So sy moet nog R134,90 spaar. Dan vraag 3.5. Rond 294.301,975 af tot die naaste 100 stis. Baie belangrik dat daar stis is, want dit beteken dit is die desimaal. So onthou, na die desimaal het ons tiende, ons honderdstes en ons duisendstes. So as hulle wil hê ons moet dit afrond tot die naaste honderdstes, beteken dit daar moet 2 plekke na die desimaal wees. So die eerste klomp gaan dieselfde bly. Dan gaan ons nou kyk, hierdie 5 gaan die 7 verander, so dit gaan 0,98 wees. Dan vraag 4.1, voltooi die getalpatrone hieronder. So onthou, daar's 2 vrae wat jy jouself vra. Eerste vraag is, word hy meer of minder? Tweede vraag is, hoeveel? So is dit positief 8, positief 4 en 0, so hy word minder met 4 elke keer, so dit gaan negatief 4, negatief 8, negatief 12 wees. Dan vraag 4.2 bereken, negatief 11 plus 35 minus negatief 15, en sodra jy daai sien, is daar veronderstel om 'n ding te wees dat in jou kop afgaan. So ons het negatief 11 plus 35, hierdie 2 gaan 'n plus word. So is plus 15. Negatief 11 plus 35 is 24. Onthou, dit is 'n negatiewe getal plus 'n positiewe getal. Die positiewe getal is groter, so ons weet ons antwoord gaan positief wees. Maar met negatiewe getalle doen ons eintlik die teenoorgestelde. So jy het nou vir jouself in jou kop gevra, 35 minus 11 is 24. Plus 15, en dit is 39. Ok, vraag 4.3. 'n kind se liggaamtemperatuur is 37,5 grade Celsius. Indien dit afneem met 2 grade Celsius en later 'n daling van 1,5 grade Celsius registreer, wat is die lesing op die termometer nou? So afneem en daling beteken altyd dit word minder. So dis 37,5 grade Celsius minus 2 grade Celsius minus 1,5 grade Celsius. So ons doen die eerste 2, 37,5 minus 2, ons moet 'n desimaal bysit, sodat hulle onder mekaar is. 5 minus 0 is 5, 7 minus 2 is 5, niks minus 3 is 3. 35,5 minus 1,5, 5 minus 5 is 0, desimaal bly op dieselfde plek met minus, 5 minus 1 is 4, 3 minus niks is 3. So die finale lesing is 34 grade Celsius. Voeg kleiner as, groter as of is gelyk aan in om hierdie stellings waar te maak. So ons het negatief 25 en 15, die positiewe getal gaan altyd groter wees. Dan het ons negatief 200 en negatief 250. Dan onthou met negatiewe getalle werk hy eintlik teenoorgestelde. So as die getal groter is, so 250, beteken dit eintlik die getal is kleiner, want hy is verder van die 0 af. So negatief 200 is groter. Dan 4.5, Mpho se bankrekening het 'n balans van negatief R430, dit was oortrokke. Gedurende die week, hy deponeer R620, so dit beteken hy sit dit in, so dit plus.
Hy onttrek R150 om ligtyd te koop, so dis minus. Die bank hef vir R60 fooi vir oortrokke rekening, so dis minus. En sy oom plaas R300 oor in sy rekening, so dit is plus. So ons het negatief, wat is die finale balans na hierdie transaksie? So het begin by negatief R430. Toe het hy R620 gedeponeer. Toe het hy R150 onttrek. En die bank het hom R60 fooi gevra en hy R300 weer ingesit. So negatief 430 plus 620 en dit is 'n negatiewe getal. Die positiewe getal is groter, so ons weet dit gaan positief wees, maar in ons kop minus ons dit om die verskil te kry, so dis R190 minus 150 minus R60 plus 300. So 190 minus 150 is R40 minus R60 plus 300. R40 minus R60 is negatief R20 plus 300. So sy finale balans is R280. Hoeveel meer geld moet hy deponeer om 'n positiewe balans van R400 te hê? So hy wil R400 hê, ons soek die verskil. So ons gaan minus, hy het R280 in sy rekening. So dit beteken hy moet nog R120 in sy rekening sit. Ok, vraag 5. Brei die patroon hieronder uit met die volgende 3 terme. So eerste vraag, word hy meer of minder? Hy word minder. Tweede vraag, met hoeveel? Die verskil tussen 80 en 72 is 8. 72 en 64 is ook 8. 64 en 56 is ook 8. So hy word elke keer minder met 8. So volgende is 48 en dan 40 en dan 32. 5.2 sê, beskryf die reël van die bovenstaande patroon in jou eie woorde. So hy neem af met 8 elke keer. Ok, 5.3. Die patroon hieronder wys blokke wat gerangskik is in 'n L-vorm. So die eerste patroon het 1 blok, tweede een het 3 en die derde een het 5. Gebruik die bostaande diagram om die volgende te voltooi. So hulle gee vir ons 'n tabel met die figuur of die patroonnommer, dan die aantal vierkante, maar dan het hulle nog 'n deel wat sê die aantal sye. So dit was soos die patroon in ons werkboek waar ons eintlik 2 patrone gehad het. So hierdie een het 1 vierkant wat 4 sye het. Patroon 2 het 3 vierkante wat 12 sye het. En patroon 3 het 5 vierkante wat 20 sye het. So die lettertjies is nou net die getalle wat vermis wat hulle wil hê ons moet invul. So die eerste een vir figuur 1, alles is ingevul. Dan figuur 2, so dis nou daai een, patroon 2. Aantal vierkante is P, so P hieronder, hy het 3 vierkante. Dan daai is ingevul. Dan sê hulle nie vir ons wat se patroon dit is, maar hulle sê hy het 5 vierkante, so ons weet dit is patroon 3. So Q, patroonnommer is 3, en dan R, hoeveel sye het hy, en dit is 20. Dan vraag 5.4, 'n teelpatroon is so ontwerp, sodat die ontwerp 1 4 teels het, ontwerp 2 het 6, en ontwerp 3 het ontwerp 3 het 8 teels. So kom ons skryf het gou vir onsself mooi. Term 1 het 4, term 2 het 6 en term 3 het 8. So die verskil tussen hulle die hele tyd is 2. So om die reël uit te werk, vat die term maal met die verskil. So dis n maal 2. En dan kyk ons wat gaan ons by hierdie antwoord uitkry. So 1 maal 2 is 2, plus 2 gaan ons tot by 4 kry. So kom ons kyk, 2 maal 2 is 4, plus 2 is 6, 3 maal 2 is 6, plus 2 is 8. So dit werk, n maal 2 plus 2. Onthou n maal 2 is ook dieselfde as 2n. So die twee reëls is presies dieselfde. 5.4.1, skryf die reël neer vir die aantal teels in die ende ontwerp, so die reël,
deur slegste voltooi, so 2n plus 2. Okay, 5.4.2, hoeveel teels word benodig vir ontwerp 15? So waar ook al dan nou 'n n was, gaan ons 'n 15 invul, so dis 2 maal 15 plus 2, onthou dit beteken maal. So 2 maal 15 is 30, plus 2 is 32. 5.4.3, indien 'n ontwerp 102 teels gebruik, watter ontwerpnommer is dit? So nou sê hulle vir ons, hulle het 102 gebruik. Die reël bly nog steeds presies dieselfde. Nou soek ons n op sy eie net soos wat ons gedoen het met x. So dis 102, hy bly dieselfde, ons verander niks aan hom nie. Maar hierdie een gaan oorkom, en wanneer hy oorkom, verander sy teken. Is gelyk aan 2n. So 100 is gelyk aan 2n. Die enigste manier wat ons kan ontslaa raak van hierdie 2, want dit beteken maal, is ons moet deel deur 2, want ons soek n op sy eie. So dit beteken dat n gelyk is aan 50, want 100 gedeeld deur 2 is 50. 5.4.4, as elke teel R5.50 kos, bereken die totale koste vir die eerste 5 ontwerpe. So kom ons kyk eers gou hoeveel teels gaan hulle nodig. In die eerste ontwerp was dit 4 teels, in die tweede ontwerp was dit 6 teels, derde ontwerp was 8 teels, so vierde sou 10 teels gewees het, en vyfde sou 12 teels gewees het. So dis 10, 18, 28, 40. So dis 40 teels wat hulle moet koop. Dit kos R5.50 'n teel. So as ons hom hier so langs die kant doen, ons gaan met desimale bysit. Normaal 0 is 0, normaal 0 is 0, normaal 0 is 0, 4 is 0. Sit 'n 0 by, want ons gaan na die tweede een toe. 5 maal 0 is 0, 5 maal 0 is 0, 5 maal 0 is 0, 5 maal 4 is 20, so ons skryf hier 0, en ons kan nie die 2 iewers heen oordra nie. Dan gaan ons oor na die volgende een toe, so ons moet 2 nulle bysit. 5 maal 0 is 0, 5 maal 0 is 0, 5 maal 0 is 0, 5 maal 4 is 20, so ons skryf hier 0. Ons kan nie die 2 iewers heen dra nie. Nou tel ons hulle almal saam op. 0. Want as ons met desimaal, as jy 'n 2 desimaal maal met 'n 2 desimaal het, beteken dit jou antwoord moet 4 desimale plekke hê. So dan sit 1, 2, 3, 4. So hulle gaan R220 betaal vir al die teels wat hulle nodig het. Vraag 6. Gebruik die reël om die tabel hieronder te voltooi. Wys jou berekeninge. So die reël is y is gelyk aan 4x plus 3. Onthou asseblief 4x beteken 4 maal x. Okay, so die reël is 4 maal x plus 3. So hulle gee vir ons, hierdie was in Engels, lovely, insette, daar is al ons x'e, uitsette wat die antwoord is, die y, gee hulle vir ons onder. So hulle wil nou weet wat's a, nou a is hierdie een, hulle gee vir ons die inset, so y is gelyk aan 4x plus 3, dan vervang ons die 2 in, want hulle sê vir ons x is 2, so y is gelyk aan 4 maal met 2 plus 3, y is gelyk aan 8 plus 3, en dit beteken dat y is gelyk aan 11. Okay, nou soek hulle B is die inset, hulle gee vir ons die uitset. So nou het ons 43, dit is ons y, is gelyk aan 4x plus 3, want nou soek ons die x, want ons soek die inset. So ons wil x op sy eie kry, so die 43 bly dieselfde, ons doen niks aan hom nie, maar ons soek x op sy eie, so ons gaan hierdie 3 oorskuif, dan word hy minus 3. So 40 is gelyk aan 4x, ons soek x op sy eie, en hulle maal met mekaar. Die enigste manier hoe ons ontslae kan raak van daai 4, is om te deel met 4. So dit beteken dat x gelyk is aan 40 gedeeld deur 4 is 10. Okay, vraag 6.2.
Voltooi die volgende vloeidiagram. So hulle gee vir ons 'n inset 3, 7 en C. Ons reël is y is gelyk aan 3x plus 3, soos 3 mol x plus 3. En ons uitset is A, B en 42. Dan wil hulle hê ons moet uitwerk wat is A, B en C. Hier is nie regtig baie genoeg plek om dit uit te werk nie. So vir A, y is gelyk aan 3. Ons inset vir A is 3, so dis 3 mol 3 plus 3. Teken is 9 plus 3 en dit is 12. So A is 12. B is ons inset 7. So y is gelyk aan 3 maal met 7 plus 3. 3 maal met 7 is 21 plus 3 en dit is 24. Dan vir C, ek gaan C hierso doen. Gee hulle vir ons die uitset. So hulle gee vir ons die 42 en ons wil nou uitwerk wat is die inset. So ons het 42 is gelyk aan 3x plus 3. Ons soek x op sy eie. So 42, as hy oorskui word hy minus 3. Is gelyk aan 3x. So 39 is gelyk aan 3x en hy maal, die enigste manier hoe ons ontslae kan raak van hom is om die 3 te deel. So dit beteken x is gelyk aan 39 gedeel deur 3 is 13. Okay, vraag 6.3. Driehoeksomme. In hierdie diagram word die getalle in die groot sirkels gevind deur die getalle in die 2 aangrensende kleiner sirkels bymekaar te tel. Bepaal die 3 ontbrekende getalle in die tweede diagram volgens hierdie patroon. So wat dit beteken is 2 plus 12 gee vir jou 14. 12 plus 6 gee vir jou 18. 2 plus 6 gee vir jou 8. Nou wil hulle hê jy moet uitwerk wat is hierdie 3 getalletjies. So ek hou daarvan om hulle A, B en C te noem. So A plus B moet vir ons 16 kan gee. A plus C moet vir ons 11 kan gee en B plus C moet vir ons 15 kan gee. Nou moet ons uitfigure wat is A, B en C. Nou hierdie is baie trial and error, want dit is meer om te kyk hoe redeneer jy wiskundig. Daar's nie spesifieke stappe of iets wat jy moet volg nie. So jy moet nou kyk, om by 16 uit te kom, okay, kom ons probeer 10 en 6, so dat as ons nou sê A is 10 en B is 6, dan 10 plus 1 gaan vir my 11 gee, maar 6 plus 1 gee nie vir my 15 nie. So dis maar baie rondspeel, en op die ou end is A gelyk aan 6, B is gelyk aan 10, en C is gelyk aan 5. Want 6, 10 en 5, 6 en 10 is 16, 6 en 5 is 11, 10 en 5 is 15. So ons is eintlik op die regte spoor daai toe moes net omruim. So hierdie is maar 'n bietjie rondspeel, dis nie iets spesifieks wat in die kurrikulum is wat ons moet doen nie. Dis maar net om te kyk hoe dink jy wiskundig. En dit is die oefentoets.